Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Ons sluit vandag af met ons kort reeks onder ons pitstoppe vrae wat God vra met die vraag, het jy my lief? En die skrifgedeelte wat ons saam lees is Johannes 21 vers 15 tot 19. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? En hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hy hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Amen, amen. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit vir hom gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Wat jy nie met die oog hier raak sien nie, is as Jesus vir Petrus vra, het jy my lief, dan gebruik hy die woord agape liefde. Sê agape jy my, die soort liefde wat homself sal opoffer, wat homself sal toewy, wat self sy lewe sal gee. Maar Petrus antwoord hom terug, ja Here, u weet dat ek u philo, dis 'n vriendskapsliefde. En die Here bly hom vra en hy bly verskillende opdragte gee, want waar Petrus gaan moet uitkom vir sy taak en roeping, is om die Here op 'n agape liefde manier lief te hê. Want hierdie taak en roeping van hom gaan baie opofferinge vat. Kom ons kyk net gou 'n bietjie agter hierdie teks en ons dink bietjie, wat se ander vrae kon Jesus vir Petrus gevra het? Julle moet onthou, wat pas gebeur het, is Petrus het Jesus 3 keer verloon. Sê, ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. En nou is hulle weer saam en Jesus vra vir hom niks sulke vrae nie. Hy kon gevra het, hoekom het jy my verloon? Het jy jou les geleer? Gaan jy dit weer doen? Sal jy dit weer doen? En hy kon klomp ander verskillende vrae ook vir hom gevra het. Gesê, hoe kon jy dit doen? Wat het jy gedink? Wat het jou besiel? Maar dis nie wat hy vra nie. Want die Here vra liefde. En die Here wil vir Petrus uitbring by 'n plek waar hy as 'n disipel moet kom, en dit is om homself te verloon, sy kruis op te neem en die Here Jesus te volg. En daardie navolging vra agape liefde. Dit vra 'n liefde wat sê, ek sal enigiets opoffer om myself in totaliteit aan die Here toe te wy. So ook vir ons roeping. Weet, Petrus is spesifiek gereed gemaak vir sy roeping, en hier word ook gepraat van die manier waarop hy sou sterf as gevolg van sy roeping, maar die Here leer hom en wy hom toe en rig hom in om ook in hierdie roeping te leef. Maar om hierdie roeping te kan uitleef, het hy agape liefde nodig. En dis presies waartoe Petrus se liefde vir die Here gegroei het. Ons sien hom net 'n rukkie later, waar hy eers nie wou sê, ek ken die man nie, voor die Joodse raad getuig en die hele evangelie aan hulle vreesloos verkondig. Wat het gebeur met Petrus? Petrus het die opgestaande Jesus gesien. Hy het gesien Jesus wat leef, Jesus wat regeer en Jesus wat ewig is. En daarom moet ons weet ook die liefde doen. Wanneer die Here vir jou vra, het jy my lief, dan vra hy ook vir jou, agape jy my. En as jy die Here agape, dan sê die Here, ek het u lief op 'n manier waarin ek my hele lewe aan u sal oorgee. Laat ek die roeping hard en duidelik hoor en my lewe wy aan die roeping wat u vir my het. Laat ek in alles in my lewe u op die eerste plek sit, u die fondasie van alles maak en u eer uitleef in alles wat ek dink, doen en sê. Ons sien dit ook, dat liefde oorgaan tot dade in Jesus se reaksie op Petrus se antwoorde. Die Here vra hom 3 keer, het jy my lief? En die eerste keer dan sê hy, laat my lammers wei. En dan die tweede keer dan sê hy, pas my skape op. En die derde keer, laat my skape wei. Want Jesus weet, hy is die ingang vir die skape. Wat Petrus se roeping hier is, om die mense te leer om Jesus te volg, soos Jesus homself ook geleer het om hom te volg. En in daardie navolging gaan daar oorgee liefde moet wees, want ons sal onsself moet verloon en ons kruis opneem en ons hele lewe inrig volgens die rigting wat die Here daarvoor bepaal en nie wat die wêreld of mense of ons eie willens of begeertes daarvoor bepaal nie, maar oorgegee aan my roeping is my antwoord
op die Here se vraag, het jy my lief? Ja, Here, ons het U lief, so lief, dat ons bereid is om ons lewe op te offer, om ons roeping uit te leef, sodat U daarin verheerlik kan word. Dis die antwoord wat ons in die geloof moet gee. En dis wat Petrus ook eintlik heel later in sy lewe ook antwoord, wanneer die Here hom gelei het om te leer en te groei, en wie hy as 'n apostel, wat eers 'n disipel was, 'n volger van Jesus, kom ons noem dit so, moes wees. Die Here vra vandag ook vir jou, het jy hom lief? Mag jy antwoord met jou hele lewe, ja Here, ek wy my lewe aan U. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat U ons eerste lief gehad het, en dat omdat U ons lief gehad het, ons U ook kan lief hê. En ons bid dat U agape liefde in ons harte sal laat groei, sodat ons U sal verheerlik, deur ons hele lewe oor te gee, in die navolging van Jesus Christus, ons Here en Koning, die uitleef van die roeping wat U vir die grondlegging van die aarde op ons lewens neergelê het. Ons pleit so van U, in U krag en in U genade, deur die Heilige Gees in Jesus se naam. Amen.